Die meeste van ons kom seker al 'n lang pad met Jesus, maar hoekom gebeur dit dan soms of dikwels dat ons hom nie herken nie? Kom nou, wees maar eerlik, herken jy altyd vir Jesus? Sou jy hom herken as hy elke dag tussen ander mense beweeg het? Daar is 'n Engelse lied wat sê, "What if God is one of us, just a stranger on the bus?" Sou jy hom herken het? Sy eie disippels het hom kort na sy opstanding nie dadelik herken nie. En daar is geen aanduiding in die Bybel dat sy voorkoms sodanig verander het nie, want hulle het hom wel later herken. Ek dink die probleem was eerder in hulle verwagting. In Johannes 20 vers 15 lees ons dat een van sy getroue volgelinge, Maria Magdalena, hom vir die tuinopsigter aangesien het. En in Lukas 24 het ons gelees hoe dat Kleopas en sy vriend, wat naby volgelinge van Jesus was, hom ook nie herken het nie. Hulle praat met hom van die vroue uit hulle kring, wat die graf die oggend leeg aangetref het. Ek is bekommerd dat baie Christene deesdae ook nie Jesus eers in die Bybel herken nie. Ek praat van die Nuwe Testament. Mense praat soms oor Jesus en dan dink ek, waar kom hulle aan daardie inligting? Dit is beslis nie die Jesus wat ek in die woord leer ken het nie. En ek maak nou nie of ek so slim is nie, maar miskien is dit as gevolg van die baie ware opmerking wat iemand geskryf het, "We don't see things as they are, we see them as we are." Ons het 'n persepsie, 'n vooropgestelde idee en ook oor Jesus. Ons sien hom nie altyd soos hy is nie, maar ons sien hom soos ons is. En dit is so 'n bietjie skrikwekkend, dalk selfs absurd of sondig, want ek is immers onvolmaak. Maar dit is die punt wat ek wil maak. Baie mense herken Jesus nie, want ons sien hom nie in die Nuwe Testament soos hy regtig is nie. Want hoekom is dit dan dat so baie mense arm is aan genade en naaste liefde? Jesus was dit tog nie. Ek dink want hulle is self genadeloos. Ons sê ons volg in Jesus se voetspore, maar doen ons dit regtig? Of is ons blind vir sy manier van lief hê? Ons dink, nee, dis darm te veel gevra. Moet ek my vyand lief hê? Jesus het seker nie met my gepraat toe hy dit gesê het nie. Of ek dink, Jesus sal verstaan as ek 'n bietjie van 'n uitsondering maak. Is ons nie dalk blind vir sy onvoorwaardelike liefde nie? As hy sê ons moet ons naaste, of soos dit letterlik daar staan, ons buurman lief hê, soos onsself, hoekom kies ons dan vir wie ons wil lief hê en wie nie, wie ons dink ons naaste is? Dit is mos nie rocket science nie. En ek wil jou nou uitnooi om saam met my in die Nuwe Testament weer 'n slag deeglik te gaan lees en selfs te bestudeer, maar veral ook bidend daaroor te dink, dat ons ten minste daarin vir Jesus maklik sal herken, en nie soos Kleopas en sy vriend, selfs na 'n skrifuitleg nog steeds nie Jesus sal herken nie, maar dat ons die ware Jesus sal raak sien, nie die een wat ek na my beeld geskep het nie. Kom ons bid daarvoor dat die Here Jesus nie ook vir ons moet sê, soos in Lukas 24 vers 25, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees nie. Kom ons vra hom vir 'n oop gemoed en vir 'n warm hart wanneer dit by hom en by sy woord kom. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U in die woord in die Nuwe Testament U self aan ons openbaar het. Dat U U self vir ons duidelik kom wys het. Help my om U duidelik raak te sien, om U te herken vir wie U regtig is, die liefde en die genade wat U betoon. Dankie dat U woord die waarheid is en dankie dat U die woord is wat mens geword het en wat onder ons kom woon het. Ek prys U naam daarvoor. Amen.